be submit with force. Okay? And when she got to the king's palace, they took them to a specific room where they had to groom them for 6 months, the Bible says. So look now, the beauty, also now massage parlors too, beauty parlors too. So she went as well. She wasn't afraid, even though she didn't knew what was going to happen to her, or even the others, but she was the bravest out of them all. Now at that time there was already a queen in the land, but because Queen Vashti didn't want to go in front of, as a vrou wat die queen is, moet kom in 'n paleis waar al die mans daar gaan dop en gaan oral gaan droom, dan wie wil daar na so 'n plek toe gaan? So she said, no, I'm not going there at all. And the plan was that they had to choose another queen for the land. And it came to such a time as that Esther, which was Hadassah at the beginning, Mordecai was her uncle. But she had certain traits within her because of her religion. She knew who God was because of Uncle Mordecai, who set the greatest example. The bar was set so high for her to grow into that God has set out for her to be. Amen? So she had remarkable courage within her. She had deep faith. And she was a strategic woman. Nou, as 'n vrou 'n plan beraam in haar huis concerning haar man en haar kinders, then she used to sit down and ask the Lord for strategic wisdom. Amen? But there was no time to ask the Lord. God gave her. Immediately God gave her because she was in the palace of the king. En sy moes voorgekom het om nou die al die treatments te kan gegaan het. And just like her, we also go through various trials and offenses and difficulties. But it is the courage that was within Esther that made her courageous. It was a braveness that made her to be brave. Hallelujah. It was her faith and her devotion to her people, first of all, because her people represent God. And while they were
decisive decision, knowing full well that if she dies, she dies. Nou, wie gaan vir die next persoon wil sterwe? But our greatest example was Jesus Christ. Amen? And she took that and she said, I'm going to go even if they must kill me. Then I must die. But she was going to die for the right purpose. And we sometimes want to die for the wrong purpose. We got a mouth. The Bible says that our mouth is the oracles of God, and we should speak and declare and prophesy in our situation where we find ourselves that very moment. But sometimes we choose not to say anything at all. And that is where the enemy comes and he wants to do just exactly what he wants to do. And so Esther took the courage and the braveness, and she took that position in as a child of God. Of hell waters come now, or whatever must come, whether she should die or not, she took it upon herself to go into the inner court of the king's palace. And there, as she got up to the steps, you can just imagine how the people were saying, but how dare she comes into the inner court? Don't you know she will be killed and all of that? But she knew it had to be for a purpose such as this. And so Esther was born for such a time as this. You and I were born for such a time as this, where we find ourselves currently. But how we operate out of the place where Esther was, yes, we can operate out of that place. With God on our side, we can overcome anything. It's our mentality, it's our spirit, and it's our emotions at the time period when we have to make the right decision according to the right story. Amen? Ik voel het aan die baie is maar nie te min. So Esther was a brave woman. And when she came in front of King Xerxes, but the English word was King Xerxes. So he put out his sword to her. Why? Because he fell in love with her the very first minute when he heard her reading the scrolls. And because of that love, die Here is awesome. Amen. Hy laat iets in jou hart plek van vir 'n tydperiode wat nog moet kom. Was die awesome nie? So when the time period came that she had to die because of interfering into the inner palace, his love spoke for her. But it was also the favor of God at that time that spoke for her. So let the favor of God speak for you. The favor of God wants to speak for us every day. But it's how we operate in the natural, how we operate in the spiritual that will make us to be overcomers. I think that Sister Zina said something this morning, right, Sister Zina? We are more than overcomers. So it's all about how we address certain things and with the right attitude and knowing that God fights for us. Like Exodus 14:14 says, that we should be quiet. Wanneer storm jammer word, bly stil en weet dat jou God stryd vir jou en die Here sê die amen. Alle pastors, alle bloedgewastes van die Here, ek sê ook van dankie vir 'n voorreg om net 'n paar woorde te kan lees. Naomi, en dan van was het hier. En in die dag was daar hongersnood in die land van daarom het die man uit Bethlehem, Juda weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 sons. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou was Naomi. Amen. En die naam van die 2 seuns was Mahlon en Chilion. Ephraim spiete uit Bethlehem en hulle het gekom in die land van Moab en daar gewoon. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly. En Mahlon en Chilion, al twee seuns het gesterwe en die vrou sonder haar man
en die vrou sonder haar 2 seuns en haar man het oorgebly. En dan gaan dit dan sê die skrif verder, en sy het gereed gemaak en het haar skoondogters teruggegaan uit die veld na Moab. Want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het, deur aan hulle brood te gee. Ek dink Naomi en haar man het getrek uit Bethlehem omdat daar hongersnood was. En toe het hulle gaan woon in Moab. En daar het sy haar man verloor en haar 2 seuns. Dan is het Pesientien. En toe hulle op pad gegaan het, totdat hulle in Bethlehem gekom het en hulle in Bethlehem kom, het die hele stad in opskudding geraak. En die vroue het gesê, is dit Naomi? Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, maar noem my Mara. Want die Almagtige het my baie bitter aangedoen. Paul het ek weggetrek, maar jeug het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here my getuig het en die Almagtige my kwaad aangedoen het? Ek dan die Here laat van Naomi deel 'n stryd gehad wat sy haar man en haar 2 seuns verloor. En ek dan Naomi het rondgereik wat sy hoor dat daar aan haar land, Jerusalem, dat die Here voorsien vir die volk. En sy het dat self klaar gemaak en opgetrek na haar land. En toe sy aangekom, was die mense allemaal verbaas om van Naomi te sien vir die strijd, wat sy gegaan het. Maar wat so wonderlik is, Naomi sê, moenie vir my Naomi noem my Mara, want sy het heel bitterheid gehad, en die weet die dood is een ander saak, is nie makkelijk, is baie pijn, ek dan, as ek aan skil, Naomi het heel baie pijn gegaan, maar sy het die pijn weggesteeld, sy het vir die mense gesê, sy voel, en sy het gesê, vir die Here, hoe sy voel, en wat vir my so wonderlik is, toe sy hoor, dat die Here die brood voorsien aan haar land, het sy opgetrek, Naomi kon gesit het, sy kon gesit het, aan haar omstandighede, maar sy het opgestaan en gegaan daar. En is so amazing, die Here, wanneer die Here vir jou deur is vat, die uitkomst is daar. Amen. Die uitkomst is daar. Die pijn is daar. Sy gaan die pijn, mens kan die pijn as iets, mens kan niks voel. Sy kan dit nie verduidelik by iemand. Maar as die persoon self hieruit geleentheid gaan, dan kan die persoon verduidelik. Maar Naomi is regtig amazing. Agter mekaar, man, het die seuns agter mekaar. En sy het niks oor gehad het, maar sy het ook vir God oor. Amen. Sy het ook die Here oor gehad, wat sy aanbid het, en sy was 'n Godsvrou. Amen. Ons kan sê nee, ons is kinders van die Here. En vandag is die 23e, my man is 5 maanden. Net my af. En wat nou so in onze familie is seker weer eens is genade. Gister wat my een naggie begrawe vanoggend, die tyding van my ander naggie. My man se neef was ook gister begrawe. So die dood is by elkeen se deur. Maar net die Here, ek wil net vanoggend sê, net die Here wat my help. Amen. Was die Here nie, dan te lang van gaan sit. Ek het op my punt gekom wat ek wil opgee. Maar dit was net die Here. Amen. Soos sy so baie nog gesê het,
na net baie dood in 'n familie gehad. Ons so as die dood in ons families. Maar ons moet staande bly, ons kan nie gaan sit nie. En apostel vra vir my, ek moet iets sê oor sy so baie nog baie gepraat oor na pomie. En gelees daar, ek rik die boek van rik. En ek weet Naomi was Rut se skoonma. En dat bring my weer terug aan die plek wat ons gedoen het. Soos 'n mens 'n storie probeer lees, dan imagine jy mos nou. En die was in die Ou Testament en as ons iets kyk uit die Ou Testament se boeke uit word op die TV gespeel, dan sien jy hoe droog sekere areas is waar die plek nou gedoen het. En dan besef jy weer eens, Naomi was 'n ou vrou. En daar was die karre wat hulle mee kon gery het om na 'n ander plek te gaan. Maar hulle moes per voet geloop het. En sy twee skoondogters gehad, die een was mos nou Rut. En Rut was die een wat by haar gestaan het. Al het sy ook gesê, sy moet maar omdraai. Wanneer haar man is klaar, haar sien is klaar, dood. En sy moes nie meer sien om vir haar te gee nie. Maar Naomi, wat 'n mens eintlik baie keer praat, en wat uitkom met jou mond. So sy het toe haar skoonma haar sê, sy moet maar gaan na poort toe. Het sy besluit sy gaan na skoonma weer. En wat sy sê, vir haar skoonma, U se God is my God. Amen. En daar die Here aangeslaan. Amen. So, U se God is my God. Amen. En daar het guns plaasgevind. Amen. Die Here het guns op haar lewe gesit. Hulle het teruggegaan Bethlehem toe. En daar moet Rut gaan werk. Maar die woorde wat sy gespreek het, dat het getel van daar, die land wat sy moet gaan werk. En baie kere, Rut was gehoorsaam. So baie kere, dan was niemand niet zo net moet zo wees. En daar verloor jy die guns. As 'n mens gehoorsaam is in die woord. Mense sal jaloers wees oor daai gun wat die Here op jou het. Maar gehoorsaamheid tel baie. En ja, so Rut het alles gedoen wat sy moet doen in daai veld. En guns het daar gevolg. So elkeen bemoedig. As die Here ons 'n opdrag gee, moet ons dit doen. Jy sal nie die guns onmiddellik ontvang nie, maar along the way sal die guns agter jou aanvolg. So wees geseën met die tyd. In Jesus naam. My storie gaan oor Deborah gepraat. As ek het dit twee feeste, dit is 4. Dit is 4 en 5. En Deborah Barak, terus Israel van jaren en kanan na die dood van die kinders van Israel weer gedoen, wat verkeerd was in die oor van die Here. Daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Canaan, wat in Hasor geregeer het, en sy owerstes van Sisera, inwoner van Haroset en van die heidene, en die kinders van Israel het die Here aangeroep, want hy het 900 eisterwaans gehad, en die kinders van Israel 20 jaar lang zwaar verdruk. En Deborah, de profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig, en sy het gesit onder die palmboom, onder die palm van Deborah, tussen Rama en Bethel op die gebergte van Ephraim, en die kinders van Israel het na haar opgegaan,
vir rechtspraak toelaat sy Barak, die seun van Abinom, uit die kennis Naftali, roep en sê vir hom, het die Here die God van Israel die bevel gegee, nie? Gaan trek na die bergtafel en neem 10.000 man van die kinders van Naftali en van die kinders van Zebulon met jou saam. Dan sal ek so sê dat die Heer, oorste van Javan, met die strijd Wans en sy menigte na jou laat ek die sprint die sonde en sal hom in jou hand gee. Maar Barak sê vir haar, as u met my saamtrek sal ek gaan, maar as u met my saamtrek sal ek nie gaan. Toe sê sy, ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die Heer sal jou nie wees op die pad, dat jy sal gaan, want die Here sal Sisera in die hand van die vrou verkoop. En Deborah het opgestaan en saam met Barak en Kedes getrek. Daarom het Barak Zebulon en Naftali by mekaar geroep en na Kedes toe en 10.000 man op sy voetspore opgetrek en Deborah saam en opgetrek. Net tot soveel is al baie lang skrif. So, ek skep goed in haar in Deborah, want sy was 'n vrou. Sy het gesit onder die palmboom. Nee? En sy het gestaan vir gerechtigheid en mense het gekom na haar toe om vir hulle te help en wat hulle wil weet aangaande. Dit is wel nie goed gaan. Ek het nog 'n screenshot. Ja, en sy het toe sy van haar raakgevom gevraag, by Jan bevel gekry, die Here nie veel bevel. So in ons geval, as die Here se bevel geskryf het, word gee, 'n lied gee, dan moet ons uiting gee daarop. En ons moet doen wat die Here vir ons sê, nie? So die tyd is baie moeilik om sommer dinge te doen. As jy nie die Here geraadpleeg het, en dan kan dinge baie goed skeefloop. So in Barak se geval, hy het 'n opdrag gegee, maar hy het ook gewag vir die vrou het gesê, as jy saam met my gaan, want as oor die algemeen, God se pad staan alleen pad. Sy kan nie sê, maar my man nie vir u dien nie, gaan ek ook nie vir u dien. Want eendag gaan ons alleen daar staan. En ons gaan verantwoordelik doen vir wat ons gedoen het in die aarde. So vanmiddag vanmôre wil ek vir u sê dat ons uitvoer wat ons voor geroep is en wat ons verwag van die Here. En die Here sal vir ons dit gee wat ons verlang. Dit sal ons 'n storie verander. Ek dink Barak was 'n harde korrelkop, maar die Here was saam met hom. En sy het hom gesê, ja, ek sal saam met jou gaan. Sy het daar stand ingeneem en gesê, jy gaan nie die eer kry nie. Al het julle nog as wen of wat die eer kom jou nie toe. Die eer kom die Here toe en ek, sy as die vrou wat gestaan het en gesê het, ja, ek sal saam jou gaan. Sy moet geëer word, want sy op haar voete gestaan en sy van mense vermoedig en mense die raad gegee wat hulle moet weet. So, vanmiddag gee die Here vir ons daardie versekering dat ons op die bekommerd te wees, want hy is daar. Hy sê alles wat ons wil doen, en hy sal vir ons leerdra in Engelse gedeelte, in die karakter van Deborah, het net so 'n screenshot gevat. Deborah is a prominent prophetess, judge, and leader of ancient Israel described in Judges verse 4, verse 5. He celebrated for exceptional wisdom, fierce courage, unwavering faith in God, and empowering leadership that delivered the people from oppression. Core qualities of Deborah: wisdom and discernment. She settled disputes fairly and offered sound counsel to the people who came to her under the prompting. Courage and boldness. She stepped forward without fear to command in a male-dominated hostile military environment. So ja, dis die storie van Deborah. En sy het gestaan, vroue het ontstaan, wat ons geroep is nie, en die Here sal vir u, dat ons gehoorsaam wees, soos die Jesus opgenoem het. Rut was gehoorsaam,
Nou, Oomie was gehoorzaam, ongeacht de omstandigheden. En die vrouwen zelfs Pastor Judo, het was vrouwen wat geloof in God gehad is. Dat je omgegeven maar gestaan was voor de was. Zoals ons geroep wordt, als ons instruction gegeven dat ons weet wat ons moet doen. De man is geboren was in de Heere seer. Prijs die Heere, ek is vir die Heere dankbaar. Want ek wil vir die ander vrouwens gesê, dat die vrouwens gaat geschokt, wie ze gaat hulle val. Maar prijs die Heere, net Teresa, Statasha, maar die Heere maak het moontlik dat alle vrouwens een voorrecht het om in die naam van die Heere te kom. Ek dink ons sê vir die Heere, baie dankie. Pastor June, ek het sê Pastor June is te begin, want sy het die scepter in die hand. Maar ek dank die Heere vir julle se gehoorsaamheid vanoggend. En elke vrou speel 'n rol vanmôre dat hulle moet staan in die wapen wat die Here vir ons gegee het. En my laaste ene is die calling van Abigail. So part ek Abigail is op een. Abigail means the source of joy. Ek dink haar karakter was op 'n ander manier. Ek kan dit weer gaan lees by die huis. Is 1 Samuel 25. Ek het gesê ons moet altyd 'n pen en 'n boek saambring, maar ek sien ons het 'n bietjie gefeit, want dit gee vir ons weer om huiswerk te doen. Het apostel reg gepraat, het Pastor June reg gepraat, ek wil ons gaan research doen in die woord van die Here. So bly ons aantrek because of God's purpose. En ek wil vanmôre vir julle sê, moenie omkyk, moenie mismoedig raak nie. Vroue, God het ons die sterk ene gemaak as wat die man is. Nie as fysieke, maar die Here het die rib om die man se arms op te hou. So dit is wat die Here wil hê vanoggend. En ek het so 'n paar uitgehaal uit Abigail se lifestyle. Abigail was mos getroud met Nabal. Nou Nabal was 'n ryk man, sy het getroud met 'n ryk man. Maar ons het nie geweet sy karakter nie. Kyk agterna sien in sy karakter waaroor van wat die een gestaan het. Maar omdat sy 'n vrou was van peace, sy het 'n vrou gewees van stil wees, sy het 'n vrou gewees van sy wil opstaan vir wat reg is. Het sy nog altyd geweet, man is nie reg nie, maar sy het nog altyd vorentoe gestaan en sy Here, ten spyte van dit, sy mistake wat hy maak, kan ek opstaan. En ek dink wat ek het so in Engels geskryf, sy Abigail was wise and quick to fix his mistakes. Die man het 'n klomp mistakes gemaak. Hy maak die alles deur mekaar en as die mense na hulle toe kom, dan moet Abigail opstaan en sê, "Wag, ek gaan nog maar vorentoe, ek gaan antwoord gee." Baie keer dan lê die man, dan moet dan sê die man, "Gaan maar op die deur klop iemand." Dan gaan die vrou vorentoe. En dan gaan die vrou gewoon iets sê. Dan gaan die vrou sê, "Nee, ek het gesien, die een is by die deur." So Abigail was a wise and a quick to fix his mistakes. So sy het sy mistakes gou reg gemaak sodat daar hy salvation kan kom. Die story teaches how to handle crisis. 'n Story as dit gekom hoe om 'n krisis wat in ons plek kom sit te sê die misverstand, die whatever sy het geweet dat plek geken, hoe om dit reg te maak. Because sy weet dat die Here is met haar. Sy gentle woorde gehad, sy het alles gehad. En soms bring dat die Bybel sê, 'n sagte woord bring die grimmigheid af. Ek dink dit staan in die boek van Proverbs. Die een kan baie bitter wees op dwaase, so ons moet nie dwaas optree nie. So ons bly die sagte woord het om dit af te bring. Ons sy daai authority waar gehad. Sy kan gou 'n ding wat nou daar is, kan sy gou en as sy instep, kan sy gou iets klaar maak, so wat die Here wil hê, ons moet opstep, want in steed van woorde, het sy gehad, daai om te sê, ek bring peace, in die tyd soos hierdie, so dit bring, die wens kan ook afgebring word dat jy het, so wat sê, dat trust God instead of revenge, so wat moet sy sê vir die mense, trust God instead of revenge, en ons gaan sê nie, sy het vir my dit gedoen, hoekom moet ek daai weer vir haar doen?
So die Here wil nie ons onder die wens wat jy het my seer gemaak in die verlede, so ek tree op wees so jouself. Die Bybel sê, aan my kom die wraak toe. God gebruik die klein eer, die eenvoudige mens om peace te bring in die family. En dink hulle, kom ek het dan doen? Ek was aan die eerste gaan 8 uit van my lewe, het alles net so teen my gedraai, maar nou vind die Here 'n purpose en dit kom terug na Ele toe. En sê, Here, nou moet ek aan staan vir my familie. But here I am. Wie is obedient, so sê Jesus sê in, whatever, here I am, Lord, ek staan maar, ten spyte wat hulle my nog gedoen het voor, ek gaan instaan my familie, because ek weet, daar's 'n purpose on my life, vir dit, en ek dink die ander ene is dat, en sy het gegaan, en sy het vir David, sy moes gekom het, toe David moes gekom om met die dienste wat, maar sy het ingetip, en daar het sy gaan staan, en sy het gaan vraag, mercy vir David, terwille op maar man en haar familie te red. Because Nabal het dinge gedoen wat nie reg as hy toe David opgetrek met sy army om vir Nabal af te haal. So David se mission was daai tip om af te haal van dinge wat nie reg is nie. Maar toe sy hom daar sien aankom, toe moet sy vooruit in haar kom en sê, Here, ek vat my authority vandag en ek gaan instaan om vir my familie te save. En daai David afgebring. En sy opper, she tackles action on her own to save them from harm. Sy die action gehad op haar eie om haar familie te save from harm. En David het hom afgeklim en hy dink nou kan die vrou nou vir die man nou kom voorstaan. Ek het net gekom om een ding te doen, maar haar spirit wat sy gehad het David afgebring van die revenge. So wat het sy gestaan? Sy het gestaan om in te staan vir wat sy vir die Here van gekol het. En wat sê dit? She reminded David to trust God instead of revenge and anger. So sy het vir David het sy 'n les geleer instead van revenge and anger. Het sy gesê dat die Here, hy bly getrou. Die liefde wat sy gehad, dit wat sy afgerap het. So kom, ek dink ek het ons die lied gesing, in the fullness of His grace, in the power of His name. He lift me up. This morning, so His grace is so in fullness. So moet dat ons die fullness van die Here se grace min ag gee en sê, ek voel nie meer my Here te doen, ek voel nie meer daar is. Because die enemy werk op gevoelens vermoede. As die Bybel sê, ons word deur die Gees geleid, dan moet ons seker maak, ons word deur die Gees geleid. Amen. Ons kan nie ek soos die wêreld nie. So wat die Here wil hê vandag, dat kom ons staan op vir my familie. Maak die mistakes reg van die verlede, sê Here. Ek vra, ek dink ons moet my broer het gekom met hy mission, ons met ons ma, en wat ons my ma van ons gedoen in die verlede, het hy ons kinders by mekaar geroep, hy sê baby, en ek is die oudste met 2 sisters, dat ons is dan alles so tussenin, en hy sê, kom met ons van mama roep, en van mama sê, dat wat mama gedoen het in die verlede, vir ons seer gemaak het, dat even in die paas, kom ons spreek mekaar vry, ons het het om ons verdoen, ons kinders van die Here, maar soms is dat klein ietsie, wat nog een beetje, kom ons maak vir mama vry, en ek dink, my sisters allemaal en mama het laaste gekom en my broer sê vir my mama moet maar laaste, mama is 'n sessie. En sy het gestaan en sy vra vir ons vergifnis vir die weten wat sy gedoen het en die onweten. Mistakes wat sy gedoen het. En sy stood up en sy sê Here onder die hand, onder die magtige hand van die Here. Ek dink ons al 4 is gered. En sy het ook tot redding gekom en so het ons vergifnis vra, ons was vrygespreek en ons het nooit geweet, mama gaan August man, gaan die Here vir haar roep huis toe nie, na hemelse huis toe nie. So die Here maak as seker dat ons met peace maak. Vandag is daar verskillings in ons familie dat ons peace maak in die stad, wat daar was. So die Here, iemand, as jou broers of jou sisters nog in die bench het, jy moet opstaan, los die engel, laat het gauw begrawe dit, maar het gaat die mens niks in die sak en stikkie. So
So, Abigail remind ons vandag dat revenge, het kan nie werkie. Anger, het gaan nie werkie, dit gaan jou lewe in 'n mes bring. So kom het ons vanmôre, vandag jy het vir jou geroep om jou familie te restore. Jy het vir enige geroep om jou kinders te restore. So maak het 'n punt vandag, en sê Here, as ek hierdie plek gaan verlaat, dat ek dinge gaan teregmaak. Want ons weet nie wat die dag wat oorbly, was in ons so come. Let us do the will of God and God will bless you. Amen. Praise God.